Goeiemôre en welkom by ons weeklikse oordeenking. Paasnaweek is oor 2 weke en as voorbereiding vir Palmsondag, die Sondag 'n week voor Paasnaweek, gaan ons hierdie week kyk na 5 klein profete in die Ou Testament. As 'n voetnota, die klein profete is vir ons moderne oor soms moeilik om te verstaan want dit is dikwels onbekend. Dit het nie stories of verhale soos ander boeke van die Bybel nie, maybe Jonah, maar dit het ook baie beeldspraak en bevat baie konteks wat ons dalk nie het nie. Maar dit is belangrik dat ons aan aandag gee, want dit leer vir ons iets van God se karakter en sy behoeftes en hoe sy volk van daardie tyd Jesus se koms verstaan het. Met ander woorde, dit help ons om die Bybel te lees op 'n manier waar ons kan vra wat wil God vir ons sê oor Jesus en hoe dit uitgespeel het. Vandag kyk ons na Obadja, die kortste boek in die Ou Testament. En Obadja profeteer kort na die val van Jerusalem, waar die ballingskap sou plaasvind, en hy spreek God se oordeel oor Edom uit, die nasie langs Israel, langs Jerusalem, wat hulle self verheug in Israel se nederlaag, wat die gevalle stad geplunder het, en wat ook moontlik steen aan die Babyloniërs gegee het in hierdie. En alhoewel ons huise nie letterlik geplunder word nie in ons land nie, uitmekaar val soos wat Israel uitmekaar geval het nie, kan Obadja ons iets leer oor God se karakter as 'n regverdige God en hoe ons verhouding met hom moet lyk veral in moeilike tye. Met dit in gedagte, kom ons luister saam na die woord van die enigste en lewende Here soos dit opgeskrywe staan in Obadja 16 tot 21. Ja, soos wat julle die beker moes drink op die heilige berg, sal die nasies voortdurend moet drink. Hulle sal drink en onsamehangend praat en dit sal wees asof hulle nooit bestaan het nie. Maar op die berg Sion sal daar 'n vlugting wees en Sion sal heilig wees. Die huis van Jakob sal die wat hulle verdryf het, uitdryf. Die huis van Jakob sal vuur wees en die huis van Josef 'n vlam. Maar die huis van Esau sal verstrooi wees. Die vuur sal die strooi verbrand en dit verteer. Daar sal van die huis van Esau nie een ontvlug nie, want die Here het dit gesê, teruggekeer uit die ballingskap. Hulle sal Negev saam met die bergland van Esau in besit neem, die Shefela saam met die Filistia. Hulle sal die gebied van Efraim en die gebied van Samaria in besit neem en Benjamin saam met Goliat. Die ballinge van hierdie leer, die Israeliete, sal Kanaanitiese gebied in besit neem tot by Sarfat. En die ballinge van Jerusalem, wat die Sefarat is, sal die stede van Negev in besit neem. Verlossers sal dan na die berg Sion opgaan, om oor die bergland van Esau te regeer, en die koningskap sal aan die Here behoort. Tot sover die woord van die enigste en lewende Here. Obadja leer ons oor God se regverdigheid, oor hoe hy vergeld en geregtigheid laat geskied, al is dit nie op ons tyd nie, oor hoe God se getrouheid uitkom, hoe hy uitkoms sal gee, al is dit nie op ons manier nie, hoe God oorwin en sal regeer, al voel dit nie tans so nie, en daarom kan ons weet, dat ons nie die uitkoms van ons moeilike huidige omstandighede hoef te beheer nie. Ons hoef nie ander te vergeld of oorlog te verklaar as hulle ons verontreg nie, want God is die een wat sy werk regverdig is. Ons hoef slegs op hom te vertrou om God te wees, want hy is. En ons hoef dan net slegs te leef volgens sy wil en sy voorskrifte. En ons sien hierdie mooi uitgebeeld in die kruis van Jesus. Ons sien hoe Jesus God se geregtigheid wys, want alle sonde moet gestraf word en hy dra die straf namens ons. Ons sien hoe daar herstel is van God se mense en God se koninkryk en hoe dit opgerig word. En ons sien hoe God die bose en die dood oorwin en op die 3de dag weer op te staan uit die dode. Kom ons dink 'n bietjie hierdie week na oor ons voorbereiding tot Paasondag, oor wat Obadja ons leer oor God se geregtigheid. Kom ons bid. Here, dankie vir u versoeningsoffer aan die kruis wat my verenig met u. Help my om hierdie week op u te vertrou, op u soewereine geregtigheid en dan ook te leef volgens u wil.
Amen.